Ons het die afgelope paar weke spesifiek gekyk na die wapenrusting, waarvan Paulus praat. Kan ook is nie ingeplak nie, julle. Is ek? OK. Gekyk na die wapenrusting waarvan Paulus in Efesiërs 6 praat spesifiek. Dit wat ons moet hê in hierdie onsigbare oorlog waarin ons almal betrokke is van dag tot dag, die aanslag van die Satan op ons, dankie Liesrie, op ons gedagtes, né? Dis waar hierdie oorlog plaasvind. Ons het meer as een keer daarna gekyk. My mening is natuurlik dat die Here nie om dowe neute wou gehad het dat ons hierdie wapens bietjie moes afstof nie. Dis nodig dat ons weet hoe om in hierdie geestelike oorlog betrokke te wees en wat tot ons beskikking is, want die oorlog raak al hoe veller. Ek dink niemand van ons kan dit ontken nie. En as ons nie tot hierdie stryd toetree en hierdie wapens gebruik nie, dan bly dit maar net 'n pragtige, mooi boodskap in die woord wat vir ons niks beteken nie. Ek verfris gou julle geheue oor alles is in elk geval op YouTube, maar ons het gekyk na die gordel van waarheid. Gereed vir die oorlog, niks wat ons verhoed om tot hierdie oorlog toe te tree nie. Dit gaan oor ons toewyding. Ons het gekyk na die borsharnas van geregtigheid. Nie 'n swak plek, daar moet nie 'n swak plek in hierdie mondering wees nie, want dis waar al ons noodsaaklike organe is. Vyand moet nie toegang kry nie. Efesiërs 6:15, die skoene van bereidheid, om die evangelie van vrede te verkondig, die goeie nuus dat ons die vrede van God ontvang het. Dit help ons natuurlik om vas te staan, die skoene van bereidheid. Dan sal ook 3 bykomende wapens. Hy sê, behalwe dit alles neem hierdie wapens op. Efesiërs 6:16, die skild van geloof, om die verleidelike versoeke van die duiwel wat heeltyd in ons rigting kom te kan afkeer met hierdie skild. Om te glo in die waarheid, dis geloof. Neem die helm van verlossing. Dis nie dat jy gered moet wees nie. Jy sou nie die helm kon opsit as jy nie gered was nie. Paulus praat met gelowiges, né? So die helm van verlossing is ons hoop op ons uiteindelike verlossing in die verheerlikte liggaam. En dan die swaard van die Gees, wat die woord van God is, né? Die Bybel. En toe het ons laasweek gesien dat hierdie hele brief Efesiërs loop uit op 'n hoogtepunt. Hoe belangrik is gebed in die Gees. Gebed in die Gees. Nou ek het gewonder of ons dadelik moet verder kyk, wat sê die woord nog oor die wapens wat tot ons beskikking is. En op die ouend het ek gevoel ons moet hierdie yster so bietjie smee terwyl hy warm is. So ek gaan dalk nog so vir 3 Sondae tyd spandeer aan hierdie onderwerp en ek is seker baie van ons weet dat behalwe vir die Bybelse opdrag dat ons moet bid, moet ons bid in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. En wanneer ons bid in die naam van Jesus, is dit 'n baie kragtige wapen. Wapen in ons stryd. In ons gedagtes, in hierdie oorlog waarin ons betrokke is. Die naam van Jesus moet nie ligtelik opgeneem word nie en hy moet ook nie verkeerdelik gebruik word nie. Jesus het hierdie belofte gegee dat hy kragtig teenwoordig sal wees in ons midde wanneer ons bid in die naam van Jesus. Wanneer ons bid in die wonderlike en kragtige naam van Jesus, is dit nie 'n toorwoord nie. Ons moet absoluut onderdanig en oorgegee wees aan hom, in 'n persoonlike verhouding met hom staan, om te kan bid in die naam van Jesus. Die naam van Jesus is die kragtigste wapen in geestelike oorlogvoering. En Jesus is die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En deur die woord, en deur sy heilige naam, is die wêreld geskep. Hebreërs 11 vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld
deur die woord van God geskep is. En dieselfde naam waardeur die heelal geskep is dieselfde naam waardeur gebed beantwoord word. Jesus sê in Johannes 14 vers 13. Vers 13, nie 11 nie. Sê hy, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Ons doen niks in opdrag van die Here, as die Here nie daardeur verheerlik word nie. Dis die naam wat demone laat vlug. Markus 3 vers 11. En elke keer as die onreine geeste hom sien, dis nou Jesus, het hulle voor hom neergeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God. Hulle kon nie anders nie. Daarom het God hom, Filippense 2. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. Sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus is die Here. Tot eer van God die Vader. En dis die rede hoekom ons as gelowiges ons gebede afsluit in die heilige naam van Jesus. Omdat hy gesê het dat hy kragtig teenwoordig sal wees en ons gebede sal beantwoord as ons dit vra in die naam van Jesus. Jesus het gesê in Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. In Johannes 14 vers 13 sê hy, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Die rede hoekom gelowiges opdrag ontvang om in die heilige naam van Jesus te bid, is omdat jy die krag van die Here inroep in jou situasie in, wanneer jy so bid. Jesus is nie meer liggaamlik teenwoordig by ons om die vyand te kan bestraf nie. Maar hy is in ons teenwoordig deur die inwoning van sy Heilige Gees. En om ons te help wanneer ons hom nodig het. Handelinge 1 vers 8, nee, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Jesus het sy disippels in kennis gestel dat hy sal opvaar na die hemel en hy het vir hulle gesê in Johannes 16 vers 23, het hy vir hulle gesê, daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Wel, soos ons almal weet, daardie dag het nou aangebreek, né? En Jesus het vir sy volgelinge 'n mandaat gegee in Johannes 15. Vir hulle gesê, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in die naam in my naam vra, hy dit julle kan gee. Jesus het ons krag gegee om die evangelie te verkondig, maar hy het ons ook die krag gegee om die magte van die duisternis te oorwin. Ons moet dit weet. Dis die autoriteit wat ons het. Ons het al daaroor gepraat. 1 Johannes 3 vers 8. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Noel Richards het gesê, there is power in the name of Jesus. At his name the demons flee. At his name captives are freed. At his name God's enemies shall be crushed beneath our feet. For there is no other name that is higher than Jesus. In Handelinge 16 lees ons hoe Paulus en Silas die hele tyd gepla is deur hierdie demonies besete slaafin. Die vrou was heeltyd agter hulle aan en sy het heeltyd hulle bediening aanhoudend onderbreek en Paulus kon dit op 'n stadium nie meer uithou nie en hy het omgedraai en hy het na gekyk en hy het gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus. Hy het nie met haar gepraat nie, né? Hy het met die demoon in haar gepraat. Ek beveel jou in die naam van Jesus, gaan uit haar uit. En die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan.
Soos Paulus het al die gelowiges die autoriteit oor die duiwel en sy demone in die naam van Jesus. Die naam van Jesus is 'n kragtige wapen in geestelike oorlogvoering, alhoewel dit nie ligtelik en verkeerdelik en onverskillig gebruik moet word nie. En dis die gedeelte waarna ons vinnig gaan kyk vanoggend. Dis onwys om hierdie wapen te gebruik sonder om bonatuurlike werking daarvan te verstaan. En om opgeleid te wees, te verstaan hoe om die naam van Jesus in hierdie oorlog te gebruik. Ons praat vinnig daaroor, wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie, wanneer ons die heilige naam van Jesus begin gebruik. Sommige van ons mag dalk argumenteer dat, of selfs ontken dat Jesus vir sy volgelinge die vermoë gegee het om tekens en wonders te doen. Jesus sê in Markus 16, in my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. Handelinge 19, vers 11 tot 20 is ons gedeelte waarna ons gaan kyk vanoggend. En in vers 11 en 12 staan daar, God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit, en dan het hulle siektes verdwyn, en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Paulus gebruik die geestelike gawe van genesing en wonderwerke. In Korintiërs 12 vers 9 en 10, Jesus het gesê, dis 'n belofte eintlik, in Lukas 24 vers 49, sien ons is eintlik 'n belofte, hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy het gesê, bly daar, totdat julle hierdie krag ontvang, en ons sien in die Bybel, dat daardie selfde krag vandag vir elkeen van ons beskikbaar is, vir die gelowiges, in Jesus se naam. En dis natuurlik die gawes van die Heilige Gees, wat ons in 1 Korintiërs 12 vind, né? En tog glo sommige gelowiges dat daardie krag nie vandag meer teenwoordig is nie. Daar is selfs gelowiges wat glo dis die werk van die duiwel. Die skrifgeleerdes het gesê, Markus 3 vers 22, julle onthou, hulle het vir Jesus gesê, deur die owerste van die duiwels dryf hy hierdie duiwels uit. Hulle het nie geglo dis Jesus nie. En Jesus het gereageer en hy het gesê, hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. Jesus het gesê, as die Here verheerlik word deur hierdie tekens en wonders, dan kan dit mos nie die werk van die duiwel wees nie. Inteendeel, dan moet dit die werk van die Heilige Gees wees. Ek het ongelukkig oor die jare gesien, veral toe ons hier in die 90er jare baie tekens en wonders beleef het, dat die negativiteit van sommige gelowiges, wat hulle het, oor die geestelike gawes, kom van die feit dat baie mense dit misbruik het. Hulle het gesien hoe dit misbruik is. 1 Korintiërs 14 vers 3 en 4, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde wat stig en vertroos en bemoedig. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. 1 Korintiërs 14:13 sien ons, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat dit kan uitlê, bid dat hy dit kan uitlê. Nou, ek moet dalk op 'n stadium bietjie meer lering hieroor ook gee. Maar ons weet, 'n taal word gegee en daar is 'n uitleg dalk, maar wanneer daar nie 'n uitleg is nie, dan moet die persoon wat die taal gespreek het 'n uitleg kan gee. Die korrekte gebruik van Jesus se krag en van die geestelike gawes is altyd om eer te gee aan die Here. Altyd. Nie eer aan jouself of om die fokus op jouself te plaas nie. Geestelike gawes is altyd tot opbou van die hele gemeente. In Korintiërs 14 vers 12. Terwyl julle streef na geestelike gawes,
Die Here sê vir ons moet streef daarna. Terwyl jy streef na geestelike gawes, probeer om uit te min tot stigting van die gemeente. Nie vir jouself nie. Dis nie wat jy op moet fokus nie. Somstyds gebruik jy 'n taal om jouself te stig, maar ons moet fokus daarop om mekaar as gelowiges te stig. So as iemand die begeerte het na geestelike gawes, om belangrik te voel of om spesiaal te voel en om te voel, ja, maar ek het nou krag, dan is jy nie opreg vir die Here nie. Veral nie as jy dit nie in die naam, veral as jy dit in die naam van Jesus doen, en is vir verkeerde motiewe. In ons teks van vandag, Handelinge 19, deel Lukas met ons oor die duiwelbesweerders, wat in hulle honger na geestelike krag probeer het om die genesingsdade van Paulus na te boots, né? Handelinge 19 vers 13 tot 14. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. En dit was die 7 seuns van die Joodse priesterhoof Skeva wat dit gedoen het. En dit het in Efese afgespeel. Efese was bekend geweest vir sy heidense godsdienstigheid, bekend vir die lering en praktisering van toorkunste, 'n stad vol towenaars, hekse, bedrieërs, en mense het gestroom daarheen om te leer van hierdie bonatuurlike kragte, maar alles vir eie gewin. Die Joodse towenaars het afgunstig geraak oor die tekens en wonders wat Paulus gedoen het, en hulle het probeer om dit na te maak, maar hulle het die naam van Jesus gebruik. Hulle het gedink dat die naam van Jesus dieselfde term was as hocus pocus, of sien jy wat sê, kil jou hier, kil jou daar, nee. Dis hoe hulle die naam van Jesus gebruik het, maar hulle het nie geweet wat dit regtig beteken het. So hulle het Jesus se naam begin gebruik om te sien wat gebeur, maar hulle was nie geestelik voorberei daarop nie. Die naam van Jesus is 'n kragtige instrument teen die vyand en 'n wapen wat versigtig hanteer moet word. As jy nie deeglike onderhoud doen op jou vuurwapen nie, en dit ordentlik skoonmaak nie, sê die Engelsman, dit sal backfire op jou. Of 'n byl wat nie skerp gemaak word nie, sal terugbons en kan jou seermaak. Net so, as ons die naam van Jesus verkeerdelik gebruik of misbruik. Net soos wat gebeur het met hierdie 7 seuns van Skeva. Handelinge 19 vers 15 en 16. Maar een van hierdie bose geeste, hierdie seuns het nou gekom na hierdie bose geeste toe, nou Jesus se naam probeer, maar hulle het nie geweet wat dit regtig beteken nie. En een van hierdie bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Hierdie 7 seuns van Skeva was nie enigsins verbonde aan Paulus of aan sy bedieninge nie, of aan die ander disippels van Christus nie. En tog het hulle probeer om dit wat Paulus gedoen het na te maak, en hulle beroep op die naam van Jesus om demone uit te dryf. Markus 9 vers 38 tot 40 lees ons van 'n soortgelyke geval, waar 'n persoon wat die naam van Jesus gebruik het, wat ook nie verbonde was aan die disippels nie, en daar staan in Johannes het toe vir hom gesê, Here, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdrywe. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. En toe sê Jesus, moet hom nie keer nie. Want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam kan doen en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. En daarom sien ons in Handelinge hoe die 7 seuns in die moeilikheid beland het, omdat hulle die naam van Jesus misbruik het, vir eie gewin, en tog sê Jesus dat hulle hierdie persoon moet uitlos, hierdie persoon waarvan in Markus gepraat word. Want hy sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. So wat het die verskil gemaak in hierdie 2 scenario's? Die 7 seuns van Skeva was op soek
na bonatuurlike krag. En hulle het probeer leer van die toorkunste. En die Here het gesê, dis iets wat ons nooit moet doen nie. Deuteronomium 18. So ons kan aanvaar dat hulle ongered was, dat hulle Jesus Christus nie as hulle verlossing en Here geken het nie. En aangesien hierdie persoon in Markus eintlik besig was om te help met Jesus se bediening, kan ons aanneem dat hy wel gered was. 'n Volgeling van Jesus. Miskien dalk onder die bediening van Johannes die Doper tot bekering gekom. In Johannes 3 word daar gepraat van Johannes se volgelinge. Dis hoekom die disippels onbekend was met hom. Hulle het hom nie geken nie en hulle het hom probeer keer. Nietemin kon hy in die naam van Jesus bedien en hy kon suksesvol wees, omdat hy sonder twyfel 'n gelowige was. Een van die demone na die 7 seuns van Skefa gekyk en gesê, Jesus ken ek, en Paulus weet ek van, maar julle, wie is julle? As hulle gelowiges was, sou hulle in Efese gewees het om vir Paulus met sy bediening te help. Maar hulle was ongered, kragteloos teen die demone, en hulle is oorweldig en hulle is uit die huis uitgejaag. Indien jy 'n ware gelowige is, indien jy gevul is met die Heilige Gees, maar as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, sal daardie leë spasie in jou deur die duiwel raak gesien word. Matteus 12 vers 43 staan daar. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur die dorpsstreke op soek na 'n rusplek. As Jesus 'n demoon uitgedryf het, sou hy rondswerf, aan 'n plek soek om in te gaan. As jy leeg bly en nie gevul word met die Heilige Gees nie, staan hier. Ek gaan terug na my huis, waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en hy kry dit onbewoon, nie gevul met die Heilige Gees nie. Skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. En aan die einde sal daardie mens slegter daaraan toe wees as in die begin. As ons nie Jesus as ons redder en ons Here ken nie, of ons nou sy naam misbruik of nie misbruik nie, dan maak ons onsself oop vir die vyand om woning te kom maak in ons. Ons het nodig om Jesus toe te laat, om in ons lewens in te kom, sodat dit vir die duiwel duidelik is, daar is nie plek vir hom nie. Jesus het gesê, Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. Ek sal daar woon. Moet nooit die naam van Jesus aanroep in 'n poging om 'n demoon uit te dryf as jy nie in 'n persoonlike en intieme verhouding met Jesus Christus staan nie. En dis iets wat die mense in Efese baie bewus van geraak het, skielik. En wat hulle goed verstaan het, want daar staan in vers 17, en dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efese woon, en vrees het op almal gekom, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaak, en verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gemaak en voor almal verbrand, en hulle die woorde daarvan bereken, die waarde daarvan bereken van al hierdie boeke, van toordery en heksery en wat ook al, en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Hulle het besef hoe gevaarlik dit is om in die onsigbare oorlog betrokke te raak sonder Jesus. Hulle het dadelik belydenis gedoen, hulle het dade bekend gemaak. So wanneer ons beplan om die naam van Jesus te gebruik, moet ons dade goed bedink. Waar staan ons in ons verhouding met die Here Jesus? Ons kan nie Jesus se naam gebruik in hierdie geestelike oorlog as ons nie ware volgelinge van hom is nie.
En as ons gelowig is, moet ons seker maak, ons lewe nie in doelbewuste sonde voor hom nie, as ons sy naam wil gebruik nie. Die krag agter die naam van Jesus word deur die bloed van die lam bepaal. En as ons nie bedek word deur die bloed van die lam nie, dan is ons nie beskerm in hierdie geestelike oorlog nie. En toe die mense in Efese dit besef, het hulle die eindige krag van die duiwel verruil vir die oneindige krag van die bloed van Jesus. En as jy Jesus ken as jou persoonlike verlosser en Here, dan is dit moontlik vir jou om jouself te beroep op die naam van Jesus, vir die krag oor die vyand, en die kragte van die sonde, en die kragte van die duisternis te kan beveg. Jesus het 70 disippels 2-2 uitgestuur, en daar staan in Lukas 10 vers 17, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir julle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, en ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade kan aandoen nie. En alhoewel hulle by magte was om die aanvalle van die Satan te oorkom, het Jesus hulle herinner daaraan dat die grootste oorwinning die oorwinning oor sonde en die dood is. Nie daai oorwinning oor die magte van die vyand nie. Vers 20, maar julle moenie daaroor bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. As jy Jesus ken, as jou redder en Here, en jou daarin verheug, dat hy jou verlosser is, dan kan jy in die naam van Jesus die vyand oorwin. As jy vandag besef dat jy nie in 'n verhouding met Jesus staan nie, dan wil ek jou aanmoedig om te doen wat hierdie mense in Efese gedoen het. Toe hulle belydenis gedoen het en hulle dade bekend gemaak het. En toe hulle bely het dat Jesus Christus die Here is. Ek het besef toe ek met die reeks begin het, dat ons eintlik met hierdie boodskap moes begin het, maar as jy Jesus ken as jou verlosser en in verhouding met hom lewe, behoort jy gereed te wees vir hierdie geestelike oorlog, wat in ons gedagtes woed, elke dag. As jy nie is nie, dan sal hierdie volgende brief jou dalk aanspoor tot oorlog, tot hierdie oorlog, tot glorie van God. 'n Brief wat 'n sendeling in die woude van New Guinea geskryf het aan sy vriende by die huis. Hy skryf, Man, it is great to be in the thick of the fight, to draw the old devil's heaviest guns, to have him at you with depression and discouragement, slander, disease. He doesn't waste time on a lukewarm bunch. He hits good and hard when a fellow is hitting him. You can always measure the weight of your blow by the one you get back. When you're on your back with fever and at your last ounce of strength, when some of your converts backslide, when you learn that your most promising inquirers are only fooling, when your mail gets held up and some don't bother to answer your letters, is that the time to put on mourning? No, sir. That's the time to pull out the stops and shout, Hallelujah. The old fellow's getting it in the neck and hitting back. Heaven is leaning over the battlements and watching. Will he stick with it? And as they see who is with it, as they see the unlimited reserves, the boundless resources, as they see the impossibility of failure, how disgusting and sad they must be when we run away. Glory to God. We're not going to run away. We're going to stand. Dit behoort ons aan te spoor vir die gevegsfront.
gewapen met die wapenrusting van God, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus kan die vyand nie anders as om te vlug nie. Jakobus het gesê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Amen. Here, dankie dat U ons net kom herinner vanoggend aan wie ons is. U het vir ons, U het oor 'n lang tyd met ons gepraat oor ons identiteit en die autoriteit wat ons het as U volgelinge, en U kom sê net vanoggend weer vir ons. Ons het die autoriteit oor die magte van die vyand. U het hom onder ons voete geplaas om te vertrap. U het gesê, U wat in ons is groter as die duiwel wat in die wêreld is. U het gesê, weerstaan hom, en hy sal van ons al wegvlug. Dankie Here dat ons krag het in die naam van Jesus. Dankie dat U ons weer bewus maak daarvan, met wat se krag ons rondbeweeg. En dat ons niks hoef te vrees nie, Here, want U is ons koning en ons meester. En U is die oorwinnaar. En in U is ons oorwinnaar. Mag U verheerlik word, Here, deur ons lewens. Deur die manier wat ons lewe in oorwinning. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.